Ons het môre lekker geselsie, want Benny Fourie is aan die ander kant van die lyn en ons gesels oor die broertoer, maar in 'n nuwe ene. Goeiemôre Benny. Môre Pierre, hoe gaan dit? Ag jong, wie jy, dit maak seer, maar 'n roompie sal help. Hoe gaan dit daar by jou? Ja, dit gaan lekker, klaar, maar niemand luister nie. Ja, is die hele huis nou alweer wakker vanmôre? Ja, hulle is almal wakker, maar ek het hulle toegesluit in die kamer. So. Soos wat 'n goeie vader maak. Benny, ons moet 'n bietjie praat oor die broertoer se verlede voor ons oor die nuwe een gesels. Kyk, die vorige ene het julle met motorfietsse in die Noord-Kaap rondgery en so daar rond. Hierdie keer is dit 'n rapsie anders. Vertel vir ons hoekom? Ja, so ons het aanvanklik die eerste ene was met motorfietsse gewees en ons het geen ervaring gehad met motorfiets op daai stadium nie. So vir ons was dit lekker rof en so voorts gewees. En toe besluit ons met die volgende ene moet ons dit so 'n bietjie ietsie anders doen. En toe besluit ons gaan met karre gaan, maar die reël is die karre moet ouer wees as jy. En dit moet 'n kar wees wat ons pa op 'n stadium in ons lewe gery het, so daar so 'n bietjie 'n koneksie is. En die karre was nogal, dit was interessant want jy kan baie meer doen terwyl jy ry. Kyk, onder die Arto-wet sou hulle ons lisensie opgeknip het op die spot. Op die spot. Die nuwe broertoer het 'n titel, 'n ekstra stertjie by. Die Dakaroo. Hoekom? Waar kom dit vandaan? Ja, so ons toer reg deur die Karoo. So ons begin daar in George en ons gaan al die pad op Klaarstroom deur die Baviaans op deur Craddock en dan al die pad tot by die Tankwa. So ons toer reg deur die Karoo en ons het gedink die Dakar Rally is 'n lekker naam en toe maak ons dit sommer die Dakaroo. Hoopelik vat dit pos en ek kan mense sommer daai hele roete gaan ry ook. Ek wou eintlik net geweet het of julle toe nou al besluit het wie is die beste broer. Dit is ek, maar dit is toe nou nie ons het hang dit nie aan die groot klok nie. Nee, ons het hierdie seisoen ons het dit voortgesit ons uitdagings. So daai Love is Simple uitdagings wat ons in die middel van nêrens doen, hier gaan aan en ons versamel maar 'n bietjie punte daar, so ons sal sien aan die einde van die tweede seisoen. Kyk, mense gaan nou sien daar's iewers 'n Cortina in die storie. En ek weet jy het nogal gesukkel om een in die hande te kry. Die Cortina het toe opgedaag hier naby in die einde, net betyds. Vertel ons, hoe het julle die voertuie gekies? Jy sê nou, dit is ouer as jy wees, en jou pa moes op 'n stadium gery het, maar of die moontlikheid gehad het om dit te kon ry. Maar hoe het julle elkeen spesifiek besluit op daardie kar? So ons het wel eerstens lank gesoek en ons het laat We Buy Cars ons bietjie help om karre te versamel en te soek en so voort en hulle het so 'n bietjie voelers uitgesteek en dan sal mense nou sien so in die storie, dan gaan ons nou daar in die We Buy Cars en dan speel ons nou vir wie die watse karre kry. So daar was 'n toernooi gewees in die eerste episode en wie wen kan eers sy chortjies. En ek het toe gelukkig, want ek het my oog op die Cortina gehad van die begin af. Dit was my plan dat ek met die bakkie ry en so toe jy sal sien, maar ek kry toe my Cortina op die einde van die dag. En daai ding staan nou nog steeds hier buite my huis. En hy staan buite my huis want ek my binne kry nie want hy werk nie meer nie. Dit is nou presies wat ek wil vra. Ek weet nie of jy met hom gaan steel nie. Die voertuie wat julle toe gekry het, hou julle hulle? Ja, dis die plan. Solank as wat ons geduld hou, gaan ons hulle hou. Want Reinhold het sy nou klaar verkoop, want die onderstel het heeltemal omtrent uitgeval. Wilbury ry met syne rond asof dit sy enigste kar is. Sy Merc is niks meer fout nie. En myne bril as hy werk, maar hy het nou net besluit eergister hy wil nie meer in hierdie bult uit nie. So so die plan is om hulle te hou want my laaitie het nou dag in hom geklim en net weer heeltyd aan speel hy in die ding en ek voel net so half sy naam is Karoo, so iets aan stiek. So maar wat. As jy nou so rondreis met hierdie, watse plek het vir jou uitgestaan? Watse ding het vir jou uitgestaan? Plek, oomblik, challenge van die hele reeks? Ja, ek weet nie wie al in Craddock was, as die weer mooi, as dit nou 'n bietjie groenerig is nie. Dit is die mooiste deel in ons land. Dit voel soos 'n cowboy movie. Ons het letterlik op perde
in die middel van die seisoen, so al die 5de episode, het ons die karre ingeruil vir perde vir daai episode. En met die perde gaan jag, nie perd gaan jag nie, jy gaan jag perd, met perd, dis 'n ander ding. Anyway, maar dit is die ongelooflik mooiste area wat ek, ja, aan basis in ons land voel dit vir my. Ek wil net daar gaan 'n movie skiet. Op social media het julle ietsie gepost toe julle by Meyringspoort inkom. Ek wil nou nie die game weggee nie, maar die weer was 'n uitdaging as almal weet wat onlangs in Meyringspoort gebeur het. So toe ons ry, dit was letterlik dag 1, toe ons uit Georgia ry, nou ry ons en dit begin so drizzle en my wipers wil nie werk nie. Dis nie 'n goeie tyd my wipers om nie te werk nie. Toe word ons al vasgevang in, ek weet nie wat nie, die grootste wolkbreek wat ek al in 'n lang tyd gesien het. En dis nie die groot vloede wat was nou onlangs nie, dit is wel was 'n lusmakertjie gewees. En toe is ons in die middel van die Meyringspoort net daarso vasgevang. Dit was awesome gelyktydig, want ons het amper deurnag op die middel van die teerpad. Dit was baie cool, maar ons was letterlik vasgevang tussen 'n rivier wat oor die Meyringspoort gegaan het, die pad gegaan het en dan het hy so 'n sirkel gedoen, het agter ons weer verbygegaan. So toe ons agterkom, ons kan nie vorentoe nie. Toe ons terugdraai, het ons agter ook vas. So dit is op so 'n strip van 500 meter vas, maar dit is maar deel van die speletjie. Wow. As mens aan so 'n stuk werk, aan 10 episode, hoe lank vat dit? Hoeveel werk gaan in voor die tyd, voordat mens eintlik hierdie nou aanpak waar jy actually op die pad is, en dan hoe lank is jy op die pad voordat ons eintlik die eindproduk sien? Jy sal weet, dit is 'n uitdaging. So ons het vir 3 jaar omtrent probeer die fondse insamel, want dis maar 'n groot show. Jy sien ons 3 karre, maar jy sien nie die 10 ander karre wat saam met ons toer en die units ensovoorts nie. So die geldinsameling was eintlik die langste deel om dit tot daar te kry. En dan is die pre-produksie en die skiet. Dit was lekker, was vinnig. Dit was omtrent 15 dae gewees wat ons op die pad was met nou die rus daarin ensovoorts. Benny, TV maak sit nie in elke ou se broek nie. Hoekom 'n storie vertel spesifiek op televisie, spesifiek op 'n skerm? Hoekom lê dit jou so na in die hart? As ek eerstens net op broertoer sal ek sê, ons love het om te toer, soos letterlik my broers kan nie hier wees nie, want hulle is, een is in Angola nou en die ander is in Namibië. Maar ons het 'n passie daarvoor, maar ons het ook 'n passie vir ons broederskap en families en die klas van goeders. En ons het net gevoel dat dit swaar vir 'n regtig lekker roeping is om mense bymekaar te bring en families bymekaar te bring weer en te sê man, gaan doen ietsie nice, gaan doen 'n lekker trip. So daai is 'n lekker roeping wat ons het en dit is 'n goeie rede hoekom ons gevoel het ons moet nog aanhou want ons het regtig lank gesukkel. Op 'n stadium dan sê soos kom ons los dit net. En gaan toer net sonder al die kameras. Maar die roeping het sterk gebly. So vir daai deel, ja, lekker. En dan vir my persoonlik is dit net ek weet nie, dit is afgesien van hoe hy uitkom. So my persoonlike roeping is om mense te laat lag en ek voel dan het ek die lekkerste grootste spreekbuis daarvoor om 'n glimlag op mense se gesigte te sit. Maar ook die fisiese maak van 'n show is iets wat regtig dit is uitdagend en is uitmergelend, maar daar is niks lekkerder as daai crew, daai groep van 30 na 40 mense wat bymekaar kom dag in dag uit en hulle vat 'n teks en hulle kyk die ding so en dan sê okay, cool, kom ons maak dit en dan almal gee hulle alles om daai prentjie die mooiste te laat lyk. En daar's net so 'n gevoel aan daai saamskep wat verslawend is, ja. Benny, ons kan nie wag om my prentjie te sien nie. Ons is baie opgewonde. Ek is baie opgewonde. Ek sien verskriklik uit na die program. Die Broertoer Dakaroo. Het ek dit nou reg uitgespreek? Jy en ek wil net vinnig noem. Hy gaan tans Saterdag 6:30 uit en ons kompeteer met 9 uit 10 van die episodes met die Springbokke. En nie dat ek gaan die Springbokke games kyk. Ek het so gedink. Ja. 100%. So hy het 'n lekker rerun Woensdaag 5:30. Vang hom op die rerun. Ja, 5:30 in die middag. Ja, is 'n lekker rerun. Ja, dis lekker. So met ander woorde, julle speel hom eintlik Woensdaag 5:30 op kyk net. Woensdaag 5:30. Woensdaag 5:30 in die middag op kyk. Benny, baie dankie, is altyd lekker om jou te kuier. Sterkte, groete en alles van die beste. Dankie julle. Nou ja, Benny Fourie, die man wat die Broertoer
basies sy missie gemaak het en dit te laat gebeur en daar is dit nou. Die broertoer Dakaroo. Woensdag 6:30. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, gesels ons met die generaal en Pieter Prys. Nicholas Lou en Pieter Prys.